besonderlike beeldspraak wat 'n mens meevoer soos min ander. Een van die beroemdste predikers in die 19de eeu, Charles Spurgeon, het gesê hierdie is die soetste psalm van vrede. Kom ons lees dit saam, Psalm 84. Vir die koorleier met musiek, van die Koragiete 'n psalm. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here, met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek waar haar kleintjies daar by u altare, Here Almagtige, my koning, my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre land trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here, Almagtige God, hoor my gebed, luister tog God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God. Hou u gesalfde onder u sorg. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daarbuiten. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Die wat reg, hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Dit is die woord van die Here. Wat 'n aangrypende liefdeslied van hunkering is hierdie dan nie. Die sielsverlange in hierdie lied is so intens met 'n diepe soeke na die bevrediging om by God te wees, in salige rus en vrede en vergenoegdheid. Dit sing van die tempel en die altaar, maar dit is baie duidelik dat dit eintlik gaan oor God self en oor sy teenwoordigheid. Die tempel is God se woning en dit is lieflik omdat God daar is. Die altaar bring rus en vrede, omdat dit die aanbiddingsplek is tot God, daar waar hy na sy geliefde se lof en dank luister, daar waar hy hulle smekinge hoor met goddelike liefde en 'n barmhartige genade. Dit sing van 'n intieme verhouding, van 'n persoonlike ervaring van God, en 'n intense verlange van hom, soos wat ons gesing het in Psalm 42 ook, soos wat 'n wildsbok smag na water daar in die droë veld, so dors my siel na die lewende God. Hoe lieflik is die woning, Here, want u is daar. Ek versmag van verlange om in aanbidding by u te wees. Ek wil jubel oor die lewende God. Hulle beskryf hierdie lieflikheid van God se woning. Dink jou die atmosfeer van die tempel in. Soos in 'n allemintige groot kathedraal met sy hoë, wye ruimtes, sy sagte beligting en sy stilte. Dis asof die gewoel van die ou wêreld daar buite stil word. Selfs asof tyd wil stil staan. Die rustige kalmte, die ervaring van God se grootsheid, laat alles verstom. En in daardie salige vrede, daar vind die mossies 'n huis. Mossies is niks werd nie. Jesus sê in Lukas 12 dat jy 5 mossies koop vir 2 sent. Maar in God se teenwoordigheid is selfs niks werd mossies veilig
van gevare en beskerm van onweer. En dan hoog in die hoeke het die swaalkies hulle nessies. Swaalkies wat heeldag so onrustig kan aanhou rondvlieg. Hulle kom tot bedaring in God se woning. Selfs hulle heen en weer vlug van die een kant van die aarde na die ander kant toe, kom hulle altyd weer terug in God se teenwoordigheid om te rus. En dan saam met die nederiges en die rusteloses, word selfs die koning met sy aardse mag en sy gemak opgedra aan dieselfde sorg van God. So is daar veiligheid en beskerming by God. Elkeen wat na hom hunker en verlange, die geringes en die magtiges almal by mekaar. So is daar vir elke onrustige hart, die angstigheid, die gejaagde lewe, kom tot rus en vrede. Daar waar God is, daar waar hy woon, waar hy aanbid word. Hoe lieflik is die woning, Here, want U is daar. Ek versmag van verlange om in aanbidding by U te wees. Ek wil jubel oor die lewende God. En na hierdie besonderse beskrywing van God se woning, dan belig hulle die impak van sy teenwoordigheid. Dan sing hulle in hierdie psalm van 3 seëninge. 3 keer het ons gelees van dit gaan goed, of liewer die ou woord welgeluksalig. Daardie selfde woord wat Jesus gebruik in Matteus 5, wanneer hy in die saligsprekinge praat. Welgeluksalig is nie 'n seën wat God uitspreek oor iemand nie. Dit is die uitwerking wat God in iemand se lewe bewerk met sy seën. Dit is om diep siels gelukkig te wees, om stille vrede te hê, om niks anders verder nodig te hê en kort te kom nie. Dis 'n salige goddelike tevredenheid, om vergenoegd te wees, tevrede te wees en om net jouself in God alleen te verlustig. Soos Maria by Jesus se voete, wat nie eers dink aan die skorrelgoed en die kos voorberei nie, want sy is by haar Here. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. In gesondheid en in siekte, in oormaat en in gebrek. Welgeluksaligheid word nie deur voorspoed aangesmeer nie en dit word ook nie deur teenspoed afgewas. Voorwaar, dis iets om na te verlang. Dis iets om met versmagting na te hunker om welgeluksalig te wees. En dan sing hierdie lied van 'n driedubbele welgeluksaligheid. Hierdie lied wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, leer ons dit. Welgeluksalig is hulle wat in die Here se woning is, vers 4. Welgeluksalig is hulle wat die Here se krag ken en graag na sy woning toe gaan, vers 5. En vers 12, welgeluksalig is almal wat op God vertrou. Kom ons kyk daarna. Welgeluksalig is hulle vir wie in God se woning 'n tuiste is. Nie net vir 'n besoek so nou en dan nie. God se woning is hulle tuiste. Hulle bly daar. En natuurlik gaan dit hier oor baie meer as oor die tempel en die gebou van destyds. Want die Here God, lees ons, is God van die ganse hemel en aarde. Hy bly nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Maar tog sing die Psalm van daardie plek waar hulle bewustelik in God se salige teenwoordigheid kom. Daar waar die manifestering van God se heiligheid, sy almag, sy geregtigheid, sy liefde en sy genade so duidelik ervaar word. Soos wat hy sy teenwoordigheid aan Moses bekend gemaak het by die tent van samekoms, as hy met 'n wolk daar kom. Hulle wat in die dampkring
van God se teenwoordigheid is, hulle is wel geluksalig. En daarom kan hulle nie ophou om hom te loof en te prys nie. Met dankbare lofliedere wat hulle uitbasuin en ander kere in 'n stil, onuitgesproke, diepe waardering. Soos Dawid in Psalm 27 skryf, dat hy sy hele lewe lank in God se huis wil woon, omdat hy God se goedheid daar belewe. Welgeluksalig is hulle wat tuis is in God se lieflike woning. Die tweede een, welgeluksalig is hulle wat die Here se krag ken en graag na sy woning toe gaan. Dink maar weer aan daardie swaalkies, die trekvoëls, wat ver vlieg en baie ontberinge moet ervaar en hulle heen en weer vlieg oor die aardbol heen, elke keer terug na dieselfde nes toe. Hulle op hulle reise ervaar hulle nie heeltyd hierdie rustigheid en die stilte en die kalmte van God se tempel nie, nee. Maar op hulle pad ken hulle dieselfde bewaring, dieselfde beskerming en dieselfde vrede en tevredenheid, want God is teenwoordig, God is by hulle. Deur in tyd, in al hulle ontberings, vou hy hulle toe. Maak hy by hulle woning. In vers 6 sing die Koragiete van die mense op hierdie pelgrimstof na die tempel toe. In die oorspronklike Hebreëus staan daar dat hulle deur die Baka-vallei trek en dat die landskap verander in fonteine. Hierdie Baka-vallei is 'n dorre vallei en daarom is dit reg, hulle gaan deur 'n dorre, droë vallei, 'n vallei van dors en van swaar kry en al die trane wat dit saambring. Maar op hulle reis na God se lieflike woning verander hierdie droogte en trane na fonteine van vreugde. Want God is teenwoordig. Hulle ken sy krag. Hulle is op pad na sy woning. Hoe? Hoe verander dit na fonteine? Deur die krag van God wat hulle ken, wat in hulle is, in hulle werk en om hulle werk. Want al gaan hulle lewensreis deur allerlei ontbereringe en gevare, deur swaar kry en trane, reis hulle in God se teenwoordigheid. Hy is hulle beskermer, hy is hulle bewaarder wat nie sluimer in slaap, soos ons in Psalm 128 lees. Maar die Koragiete in hulle lied besef hulle hoe die lewe se gewoel en sorge 'n mens kan laat struikel op jou pad. En daarom vra hulle die hulp. Hulle vra hulp vir die reis deur hierdie dorre valleie op die pad. Hierdie reis na die heerlike belewenis van God se teenwoordigheid in sy huis. Hoor tog ons gebed, Here ons God. Vul tog die laagtes om ons met die seën van u vroeë reën. Kom ons te hulp in ons trane en ons valleie van dors. Maak dit fonteine. Dat ons selfs op die reispad, selfs in die vallei van droogte, u vroeë reën sal beleef, u seëning sal ken in ons reis na u woning. Die lied sing van 'n ander realiteit. Om so naby aan God se woning te wees, soos wat die deurwagters, wat tot op die drempel van die tempel deur kan kom, maar nog nie binne nie. Vir 'n tyd kan hulle nie die volle heerlikheid van binne saam in die woning van God beleef nie. Vir hulle was dit omdat hulle werk was om by die drempel te bly. En soms is dit vir ons ook so. Dit kan ander dinge wees wat ons van hierdie volle belewing weerhou. Dalk is dit siekte. Dalk die hospitaalbed. Maar die wonder van God en sy woning is so fantasties. Soveel vreugde en salige rus, dat hulle liewer net 'n ou klein rukkie by die deure sal wees, as om vir altyd in die goddelose wêreld se verleiding en afguns en onvergenoegdheid en 'n valse vrede wil lewe. En dan die derde
welgeluksaligheid, die verkondiging in hierdie lied. In verwondering en in verheerliking sluit die Psalm af met 'n uitroep van aanbidding aan die Here, die Almagtige. Welgeluksalig is die mens wat op die Here vertrou. Want dit is hy wat krag gee, dit is hy wat beskerm, dit is hy wat genadig is, dit is hy wat die goeie gee, die welgeluksaligheid nie sal weerhou van hulle wat na hom soek en na hom reis nie, wat op hom vertrou nie. Selfs die beproewinge in hierdie lewe gebruik hy ten goeie, sodat ons sal groei in ons geestelike rypheid en al meer en meer die verwondering sal beleef van God se teenwoordigheid, selfs daar in die valleie van Baka, selfs daar in die trane, daar sal ons die wonder van God se woning belewe. Wat 'n aangrypende liefdeslied van hinkering, van sielsverlange om by God te wees in sy salige rus, in sy vrede en vergenoegdheid, sy genade, sy liefde, barmhartigheid. Hoe lieflik is die woning, Here, want U is daar. Ek versmag van verlange om in aanbidding by U alleen te wees. Ek wil jubel in die lewende God. Dit was die Koragitiese lied. Die lied wat die Heilige Gees in hulle harte geïnspireer het en wat hy verkondig aan ons en elke een. God se waarheid. Is dit ook jou lied? Regtig? Is die Koragite se verwondering oor God ook jou verwondering? Hulle verlange na hom en hulle hinkering om by hom te wees, is dit jou verlange en jou hinkering? Is jou lewe dalk so nikszeggend? Is jy so min werd as 'n mossie? Vir jou is daar 'n huis by die Here. Is jy so magtig soos 'n koning met genoeg versorging? Ja, jy sal geen rus en vrede ken behalwe in God se woning nie. Is jy dalk so rusteloos, selfs angstig soos 'n swaalkie wat die heel dag rondvlieg en net nie rus kan kry vir jou siel nie? Vir jou is daar plek in God se lieflike woning om tot rus te kom. Gaan jou lewenspad deur swaar kry valleie van dors en trane? Op reis na God se lieflike woning sal hy die laagtes opvul met die seën van sy vroeë reëns, met fonteine van vrede en vergenoegdheid. Binne in jou swaar kry sal jy die vreugde ken van God wat by jou is. En as jy hunker na sy woning, sukkel jy ook om dit regtig te beleef en altyd te beleef? Ja, dit is die tragedie van die menslike natuur, wat so vrot geword het van die sonde, dat ons net nie na God toe kon gaan nie. Want in Christus het hy na ons toe gekom, en nou kan ons na hom toe gaan. Want hy het na ons toe gekom. Na sy offerdood aan die kruis vir ons sonde, na sy opstandingsoorwinning oor die dood, na sy opvaar na sy Vader toe, stuur hy en sy Vader die Heilige Gees om in elkeen te kom woon wat in Christus glo. En hoe meer ons onder die heerskappy van die Heilige Gees lewe, hoe meer sal ons hierdie sielsvervulling beleef van God se lieflike woning. Maar ons reis na God se woning en ons woning wees vir die Gees van God is nie net 'n persoonlike en 'n inwendige reis, elkeen op sy eie nie, nee. In Efesiërs 2 vers 20 tot 22 lees ons van Christus, wat die hoeksteen is en wat die sluitsteen is van die geestelike huis van God. En dan praat hy duidelik, julle, die gemeente is 'n geestelike huis waarin God woon. Ons elkeen saam
is 'n lieflike woning met God in ons, maar saam is ons dit juis. Dit is ook ons as gemeente van wie hierdie psalm sing. Hier, God se woning saam. 'n woning waar God heers. Hy bepaal die ruimtes. Hy bepaal die grense. Nie die samelewing of 'n vrywillige of 'n vrysinnigheid in mense nie. Nie soos ons vandag in party kerke en gemeentes vind, waar hulle wil bepaal hoe dit in die ruimte van God se woning lyk nie. Sulke kerke kan nie meer daarop aanspraak maak dat hulle God se lieflike woning is nie, want dit is hulle woning waarin hulle God wil innooi, soos hulle wil. Nee, die woning van God is waar hy heers, waar sy vrede en sy liefde en sy genade en sy waarheid kenmerkend sal wees. So kenmerkend, dat ons na elke keer wat die gemeente by mekaar kom, sal verlang, soos wat die Koragiete verlang om na die tempel toe te gaan, om in die woning van God te wees, sodat ons hier saam in sy lieflike tuiste sal wees. Vir elkeen wat van ver af kom en vir hulle wat van naby af kom, dat hulle hier by ons die lieflikheid van God se woning sal beleef en sal ervaar, dat hulle hom sal ontmoet in ons saam wees. Ja, en dan natuurlik ons verlange, ons uitsien, ons hinkering na daardie ewige woning by die Here, in die Vaderhuis waar Christus besig is om nou vir ons plek te maak, totdat dit gereed is en hy ons kom haal en ons by hom sal wees. Ons verlange om by God in sy ewige woning te wees. Verlang jy na vrede, na rus, na die salige vergenoegdheid by God? Dan maak dit nie saak hoe belangrik of hoe niks werd jy is nie. Dit maak nie saak hoe onrustig of angstig of onstuimig jou lewe is nie. Dit maak nie saak hoeveel en hoe diep die valleie van droogte en swaarkry en trane op jou lewenspad is nie. Nee. Hoe lieflik is die woning, Here, want U is daar. Ek versmag van verlange om in aanbidding by U te wees. Ek wil jubel oor die lewende God. Welgeluksalig is hulle wat in die Here se woning is. Welgeluksalig is hulle wat die Here se krag ken en graag na sy woning toe gaan. Welgeluksalig is almal wat op God vertrou. Amen.